Hallo graad 11s, so vandag leer ek vir julle hoe om 'n e-pos op te stel op 'n webgebaseerde manier. Nou, jou ISP, soos wat ons in die dorp het handhaam net, kan ook vir jou 'n e-posadres skep. Soos die skoolsin is byvoorbeeld admin@kalfies.co.za. So dan het jy 'n persoonlike, kom ons sê, naam na die @teken. Maar as jy dan nou die mees algemene een wat meeste van die mense gebruik is Gmail. En om dit te doen, moet jy by jou internet ingaan, wat dan nou Google Chrome dalk sal wees, of Internet Explorer, of wat ook al jy gebruik. Dis jou dis jou webblaaier. Nou in my webblaaier het ek dan nou 'n soek engine. Nou my soek engine wat ek gebruik is Google. Mens kan ander soek engines ook gebruik, soos Bing of so. Maar ja, dis die gewoonlik gebruik mens Google Chrome en dan is jou soek engine Google. Nou gewoonlik kan jy hier aan die kant nou een opsign. Nou ek het nou al reeds verskeie rekeninge by Gmail accounts, maar as ek nou 'n nuwe een by wil skep, dan gaan ek na add another account, en dan sê ek van use another account, en dan gaan ek van 10 sê create account for myself. So dis nou wat julle sal doen. Dan sal julle name nou insit, Pieter Poggenpoel, en dan moet jy nou vir jouself 'n e-posadres kies. Jy kan nie die gedeelte na die @ verander nie, omdat jy van Gmail gebruik maak. So kom ons sê nou jy's Pieter Poggenpoel, en 10.1, as mens nou aangaan, dan gaan hy vir jou sê, dit is al reeds gevat, so daar bestaan reeds so iemand. Nou moet 'n mens maar nommertjies of goed bysit. Dan, hier gee hulle vir jou ander opsies ook natuurlijk. En dan, use my current email address instead. Jette, ok, daar is nie een nie. Jammer, kom ons gaan gou terug op dit. Nou is ek op 'n heel verkeerde plek. Add another account, ons doen maar weer die stappe. Use another account, create account for myself. Ons probeer weer. Pieter Poggenpoel. En dan gaan my username wees Pieter Poggenpoel 1, 2, 3, 4. Dan moet jy nou vir jouself 'n password kies. Nou kan ons met die password ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jette, nou het ek hopeloos te veel dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Want hulle sê use 8 or more characters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, en dan sê ons next. Hulle sê ons moet 'n stronger password. Kom ons vat somme, maak nou nie saak nie. Julle hoef in elk geval nie te weet wat die password is nie. Hierdie is somme nou net 'n fiktiewe een wat ek maak. Jette toch. Hy wil nie. Kom ons maak het hello, 1, 2, 3, punt. Hello. 1, 2, 3, punt. Eens kyk of het dieselfde is. Ja, sê ons next. Dan vraag het nou vir jou 'n selfoonnommer, nou dis opsioneel, so mens hoef jy dit in te vul nie. Dan 'n recovery e-mailadres, met ander woorde jou maasin of iemand andersin, waarna toe hulle vir jou password kan stuur indien jy dit verloor, maar dis ook opsioneel. Dan moet jy nou jou verjaarsdag kies. Ek kies nou somme enige ietsie so, en ons sê somme ok. En dan moet jy nou sê wat se geslag jy is. Nou Pieter is seker 'n man, en dan sê jy next. En dan so privacy terms, en dan moet jy sê agree. En daar is jou Gmail account dan opgestel. Dan hier in die hoekie sal jy nou sien, daar is so P, so dis nou my account, en as ek op Gmail klik, dan vat hy my na my Gmail account toe. Dus maak hom net geoop, dat julle kan sien hoe dit lyk.
en te sy, daar is sy.